Vriende, goeiemôre. Dis Koffiekuier 903 as ek nou die nommers reg het. En dit is natuurlik Dinsdag die 26ste November. Ons gesels oor vrede of tevredenheid, 'n plek van vergenoegdheid. En as ek vanoggend met jou oor hierdie tema wil praat, dan besef ek dis regtig nie altyd maklik om menslik gesproke oor hierdie tema te praat nie. Daar gebeur goed in ons lewens, daar kom goed oor ons lewenspad, wat ons op 'n manier, op 'n plek van onvrede, onvergenoegdheid bring. 'n Plek bring waar ons regtig ook by die Here worstel oor die lewe en dit wat gebeur in die lewe. En die uitdaging vir ons as gelowiges is om te midde van die omstandighede, te midde van dit wat gebeur rondom ons, tog ons anker te hou in Christus, in die teenwoordigheid van die Gees en in die kan ek maar sê, in die handpalms van ons Vader en nie na die omstandighede te kyk en daarin vas te kyk. Natuurlik is ons nie blind vir die omstandighede nie. Natuurlik is die omstandighede het 'n groot invloed op ons lewe en dit raak ons lewens elke dag intens. Maar op die ou end is die werklikheid van God se teenwoordigheid groter as die omstandighede en daarin kan ek en jy vashou. Maak nie saak wat die uitdagings is nie. Ons het Sondag gesels oor Filippense 4. En hele gedagte van Filippense 4 waar Paulus ons nou juist sê, weet dat hierdie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, hy bid dat dit oor ons hart en gedagtes die wag mag hou in Christus Jesus ons Here. En vanoggend wil ek jou uitnooi om waar jy ook al is, bewus te word van jou konteks, bewus te word van die omstandighede, bewus te wees van die uitdagings in jou lewe, maar om dit dan by die voete van die Here te kom neersit. En vir hom te sê met jou hele wese, Here, op U vertrou ek. Ek wil nie vaskyk in dit wat ek nie het nie, in dit wat ek kort kom, in dit wat ek menslik gesproke sê, my toekom op 'n manier nie. Maar ek wil in U vrede vind. Ek wil by U 'n tevredenheid ervaar. Mag die Here regtig vir ons begelei om al hoe meer, vriende, die sin van die lewe te ontdek, nie in die goed nie, nie in die omstandighede nie in die gebeurtenisse nie. Ja, dis lekker, dis belangrik, dis goed en die Here gee dit ook vir ons, maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. Die lewe gaan oor familie en vriende, oor die netwerke van verhoudinge waarin jy bly, wat jy voor God se aangesig in kan leef. En ek het intens daarvan bewus geraak die afgelope 2 dae weer, ook in ons eie konteks, in ons eie lewe, ons eie gesinsomstandighede. Die lewe is kosbaar. Kom ons leef dit voluit, met verantwoordelikheid, omdat ons weet dis 'n gawe van die Here. Jammer vir die kort koffiekuier, ek sukkel, ek het nie my driepoot by my nie, ek is op die oomblik in Gauteng, so vinnig, hopelik weer vinnig by die huis terug ook, maar mag dit met jou so wees, dat jy, kan ek maar sê, te midde van die stadsgeraas van Johannesburg, 'n stukkie vrede kan beleef, soos wat ek dit vanoggend doen hier in die tuin van Pikkie en Evert, ons vriende. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U woord het. Dankie dat U vir ons vanuit U woord en deur U apostels met ons praat, en dat ons ook in die harwar van die lewe kan weet, U is daar. U is altyd daar. En in U en by U, Here, daar lê ons sin vir die lewe. Daar lê ons tevredenheid. Daar lê ons vergenoegdheid. Gee dit vir ons, o Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, mooi loop. Mag jy 'n wonderlike Dinsdag hê. Vrydag eerskomende DV gesels ek met jou oor ons adventsreeks, waarmee ons dan nou volgende Sondag of eerskomende Sondag aan afskop. Mooi loop, geniet jou koffie met die komplimente van Evert en Pikkie vanoggend.